So, ons 'n bietjie hoor wat maak Jasper vandag, nê? Nee. Skryf hom hierso. Môre Jasper. Hey, môre Jasper. Wat klink jy so beskimmeld vanmôre? Ag, Dominee, ek voel nie lekker vanmôre nie. Ek is kwaad. Kwaad? Nou waaroor is jy dan nou kwaad, Jasper? Ag, Dominee, sommer vir alles en vir almal. Jo, nee, hy klink omtrent kwaad. Môre wil jy vir ons vertel wat jou nou so kwaad gemaak het? Ag, Dominee, ek is kwaad vir Saartjie en ek is kwaad vir Lulu en ek is kwaad vir Jakkie en ek is kwaad vir Ben en sommer vir almal. Jasper, dit klink asof jy vir die hele wêreld kwaad is. Is daar enigiemand vir wie jy nie kwaad is vanmôre nie? Ja, my ma. Nee, vir haar is ek ook kwaad. Want as dit nie vir haar was nie, dan sou my nie in die wêreld gebring het nie, dan sou ek nie hierdie ellende beleef het nie. Ai, Jasper. Vertel ons wat het gebeur dat jy nou vanoggend so ontsteld is. Dominee, ek wou vir Saartjie vra na die Valentynsdans toe. Ja, en toe? Maar Dominee, jy weet, ek is mos so 'n bietjie skaam. Ja, Jasper, en toe? Wel, toe vra ek my maatjie Ben om vir sy ouer boetie Jakkie te vra, om vir sy meisie Lulu te vra, om wie sy beste maatjie Saartjie is, om vir Saartjie te vra, as ek haar sou vra, wat sou sy sê? Het jy dit nou gevang? Jasper, weet nou wie, toe maar. OK, ek het gevang, iemand moes vir Saartjie vra. Ja, iemand moes vir Saartjie vra. Lulu moes vir Saartjie vra. Ja, en toe wat sê Saartjie? Wel, sy sê toe vir Lulu dat die kans dat sy vir my gaan ja sê is baie skraal. Eina. Ja, en toe? En Lulu gaan vertel toe vir Jakkie, haar boyfriend, dat Saartjie het gesê daar is nie veel van 'n kans nie. En toe gaan sê Jakkie vir Ben dat Lulu sê, ag skus. Ja, nou raak jy ook al deur mekaar. Ja. Toe sê Ben, ag Lulu, ag Dominee. Ja, Jasper, dit sal jou leer om direk met mense te gaan praat. Toe gaan sê Jakkie vir Ben dat Lulu het vir hom gesê dat Saartjie het gesê nee. Nee, sommer net so. En toe Ben dit hoor, toe dink hy gaan homself hoor. En hy stap na Saartjie toe sê en sê ek hoor jy het gesê dat as Jasper jou gaan vra om Valentynsdag te sê, jy vir hom nee gaan sê. Is dit waar? En toe? Toe sê Saartjie, ja, ek wil nie met Jasper gaan nie. En toe vra Ben vir haar, en as ek jou vra? Toe sê sy nou vra, en toe vra hy. En toe sê sy, ja. En nou gaan Ben saam met Saartjie Valentynsdag doen. Ek haat hulle almal. Ek is nie meer vriende met hulle nie. Ai Jasper, nee, jy moenie so praat nie, mense moenie mense haat nie, maar ja, nee, maar my ou boeta, my hart gaan uit na jou toe. Ek is jammer om van die storie te hoor, maar weet jy, dit is hier goed gebeur. As Saartjie nou nie met jou wil gaan nie, dan is dit mos nou so. Maar sy het gesê daar's 'n kans. Sy het gesê die kans is skraal. Dit beteken eintlik maar nee. En ek is kwaad vir Ben. Ja, ek moet sê Ben was nogal 'n kansvatter hierso. Maar as hy van haar hou en sy hou van hom, wat kan ons doen? Ek weet hoe jy voel. Ek was ook al daar. Maats, as julle ook al so, dat julle van iemand hou en hou hy persoon nie van jou terug nie. O nee, ek sien julle is almal klomp
van daai kinders wat almal hou van julle nie. Ja, julle vra net en dan kom hulle. Arm Jasper, het lyk vir my dis net ek en jy wat hierdeur al gegaan het, maar ek weet hoe jy voel. So nou sê jy's kwaad. Baie kwaad. Ja, nee, maar weet jy, dis nie net kwaad nie. Ek dink daai kwaad is maar bietjie seer ook. Ja, Dominee, kyk, daai gat in my rug. Ek sien nie 'n gat nie. Dominee, dis waar hulle my met 'n dolk gesteek het in die rug. Ja, Jasper. Weet jy, ek dink, nee, die beste as mens so kwaad is om vir die Here te vra om mens rustig te maak en te vergewe. Vergewe? Nooit! Jasper, 'n mens moet vergewe. Jy het nou net gesê jy praat nie nou met wie's hulle nou weer? Ben? Jakkie? Lulu? En Saartjie, okay. Jy praat nie met hulle nie, jy's my vriende nie. Ja, Dominee, dit is so. Ek is so alleen. Jasper, ek weet hoe jy die probleem kan oplos. Jy moet na Ben toe gaan, né? En dan gaan sê jy jy vergewe hom. Maar dis nie waar nie. Ek weet dit voel nie so nie. Maar die oomblik as jy dit vir hom gaan sê, né, dan begin jy dit 'n bietjie waar maak. En jy bid vir die Here om vir jou te help om hom te vergewe. Weet jy wat? Vriende is kosbaar. Vriende is regtig waar kosbaar. Maats, julle moet nou meer hoor. En as mens kwaad is vir mekaar, dis nie die moeite werd om kwaad te bly nie. Vergewe en gaan aan. Ek het 'n blink plan wat jy kan doen. Ja, Sê vir my, is daar ander van die kinders wat ook nie dates het vir die Valentynsokkie nie? ja, Dominee, 'n hele paar. OK, nou gaan na hulle toe en dan vra jy vir hulle almal, sê luister, kom ons gaan almal saam as een groep Valentynsokkie toe en dan is ons almal mekaar se dates. Dominee, dis 'n bietjie vreemd om hier eens een tyd te hê. Ja, hulle is nie regtig waar jou dates nie, maar julle gaan as 'n groep en dan julle lekker saam kuier die aand. Ek dink dis 'n goeie plan. Maar Dominee, dit is nogal nie 'n slegte plan nie. Jy's wyser as wat jy lyk. Baie dankie. Maar probeer dit en dan gaan julle almal saam as 'n groep. Maar gaan sê eers vir Ben, né? Ja, jou beste maat dat jy vergewe hom. En dan gaan julle almal die aand baie meer geniet. Gaan jy probeer? OK, Dominee. Right. OK. Ons sien weer. Ons gaan 'n bietjie verder hieroor praat in die preek. Jy moet mooi luister. Sê baie vir die maats. Bye. Bye julle. Totsiens Jasper. Maats, as julle al so kwaad vir iemand, dat julle nie met daai persoon wil praat nie. Jy is so kwaad, jy wil nie eens daai persoon sien nie. Ek dink ons almal het al sulke oomblikke beleef, wat ons kwaad is vir mense. Ons gaan vandag so 'n paar teksverse lees, maar ek gaan eintlik hier voor staan, dis baie beter. Ja, dat julle in die oë kan kyk. Wat ons praat oor hoekom moet mens vergewe en wat is vergifnis? OK. Maar voor ons daar gaan, kom ons maak gou eers die oë toe en ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat wanneer ons so op 'n Sondagmôre hier kom sit, ons weet dat U op 'n baie spesiale manier ook hier is. Here, en as ons U woord lees, dan is dit sommer net woorde in 'n boek nie. Dit is U wat met ons kom praat. Baie dankie daarvoor en gee dat ons vanoggend, ons as kinders en as die ouer kinders en die groot mense, ons almal mooi sal luister. Wat is dit wat U vanoggend vir ons wil sê? Spreek, Here, U kinders luister. Amen. So, die groot rede hoekom ons moet vergewe, is omdat die Bybel sê ons moet. Dis al die belangrikste rede, en ons is mos nou kinders van die Here, en dit beteken ons is gehoorsaam aan God, en ons is gehoorsaam aan die Bybel. Ek gaan gou vir julle 4 versies lees, en dan
dan gaan julle hoor wat sê die Bybel oor vergifnis. Lukas 17 vers 3 sê, as jou broer verkeerd optree, of jou maatjie, berisp hom en as hy berou kry, vergeef hom. Self as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou terug te kom sê, ek is jammer, dan moet jy hom vergewe. Sjoe, is nogal baie, nee. Kolossense 3, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En in Efesiërs 4 vers 32, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle in Christus ook vergewe het. En in 1 Johannes 4 vers 20, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief het, wat hy nie kan sien nie. OK. So, die Bybel, kom sê, hier's 'n paar verse, julle, daar's nog baie ander verse, wat hierdie oor en oor beklemtoon word, dat ons moet mekaar vergewe. Hoekom is dit vir God so belangrik? Want hy is ons Vader, hy is ons hemelse Pa, en ons is almal sy kinders. En hy het vir ons almal verskriklik lief. En wanneer ons dan kwaad is vir mekaar, en ons beklei met mekaar, dan is dit vir ons Vader, God, niks lekker nie. Net is dit vir 'n aardse mamma en pappa ook nie lekker is as hulle kinders met mekaar beklei nie. Is dit vir God ook nie lekker nie. Dit maak vir hom seer. Maar behalwe dit, as mens kwaad is vir iemand en jy vergewe nie iemand anders nie, dan maak dit jouself ook seer. Want hier in jou hart is daar so 'n monstertjie. Dit voel of dit die hele tyd so knag. Hier in jou hart. Daai haat en daai kwaad is soos 'n monstertjie. Hy vreet die hele tyd in jou hart. En dit gaan nie weg voor jy nie iemand kan vergewe en vrede kan maak nie. En daai wat jy so sleg voel en kwaad voel en geïrriteerd voel en soos Jasper ook, hy's sommer lus vir niks nie. Die Here wil hê ons moet so voel. Hy wil hê ons moet gelukkig wees. Dis die Here se grootste wens vir elkeen van ons, dat ons die lewe sal geniet en dat ons sal gelukkig wees. Die lewe in oorvloed sal ervaar en nie hierdie monstertjie van haat en wraak en onvergewensgesindheid toelaat in ons harte nie. En dan is daar nog 'n baie belangrike rede hoekom ons mekaar moet vergewe. En in hierdie verse wat ek nou gelees het, staan dit. Ons moet vergewe soos wat God ons vergewe het deur Jesus Christus. Ons hele geloof, alles waarin ons glo, as ons sê ons is 'n Christen, is gebou op liefde en vergifnis en genade. Ons kan nie sê ek is 'n Christen, ek is 'n kind van die Here Jesus en ek weet die Here het al my miljoene sondes vergewe nie. En dan weier jy om 'n ander maatjie se sonde te vergewe. Dan maak ons eintlik dit wat die Bybel vir ons leer, maak ons belaglik as ons dit doen. As ons sê ons is 'n kind van die Here, dan moet ons vergewe. Jesus het vir ons kom wys dat ons almal moet vergewe en in vrede met mekaar moet saamlewe. En weet julle, as die Here Jesus in jou hart bly, dan kan jy eintlik nie anders as om te wil vergewe nie. Want dis hoe hy jou hart verander. Nou die volgende vraag. As ons dan nou moet vergewe, is hoe vergewe 'n mens iemand anderste? Ek stap hier na iemand toe en jy sê vir hom, Ben, ek vergewe jou. Is dit hoe jy iemand vergewe? Ja, jy kan seker dit doen. Dis 'n manier om te begin altans. Maar weer eens, die Bybel sê vir ons, hoe moet ons vergewe? En wat moet met ons gebeur as ons vergewe? Ek gaan vir julle weer so 'n paar versies lees. Hoor gou hierdie een. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder God ons oortredings van ons af. So God wil hê ons moet vergewe soos hy ons vergewe het. En nou sê hy, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge, ons sondes van ons af. Weet julle hoe ver is die ooste van die weste af? Hoeveel kilometer is dit?
Weet nie julle nie hoe ver is die ooste van die weste af nie? Weet een van julle waar is die ooste? Waar is die ooste? In die hoor hy hom snaaks hou. Daar is nie regtig waar 'n ooste nie, want as jy oos begin gaan, dan gaan jy net om die aarde, om en jy kom nooit by uitpunt en as die wes gaan dieselfde. Daar's 'n noordpool en daar's 'n suidpool, maar daar's nie 'n oos en wespool nie. Hulle is oneindig ver van mekaar af. En dis wat hierdie versie vir ons wil leer. Dat as God jou vergewe, dan vat hy daai sonde so ver van jou weg, oneindig ver weg. Weet nooit daarvan nie. Micha 7 vers 18 staan daar: Wie is 'n God soos U? U vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal hulle sondes in die diep see gooi. Julle weet dat die diepste deel van die see was daar nog nooit mense nie. En dit gaan dalk nog baie jare vat voor daar 'n mens daar kan kom. So diep is dit dat geen mens kan daar oorleef nie. Ons weet nie eintlik wat gaan daar onderaan nie. So diep is dit nie see. En nou sê hierdie versie, God gooi ons sondes daar in die diepste diep see waar dit nooit weer gesien kan word of geweet van kan word nie. Hebreërs 18 vers 12: Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees, aan hulle sondes nooit meer dink nie. OK, so dis hoe God oor ons sondes dink. En nou sê hy ons moet mekaar vergewe soos wat hy ons vergewe. In ander woorde, hoe vergewe God? Hy vergewe ons onmiddellik. Daar staan hy bly nie lank kwaad nie. As ons 'n sonde doen, dan die Here wil ons vergewe omdat hy lief is vir ons. So nog voordat ons hoef jammer te sê, het hy al klaar ons sondes vergewe. Daar's 'n liedjie wat ons in die kerk sing, weet jy of julle hom ken, die voordat ek kon kies, kon vra, het U reeds my skuld gedra. Die ouer mense ken daai liedjie. God staan reg om jou te vergewe omdat hy lief is. Hy wil nie vir jou kwaad bly nie. So as jy iemand moet vergewe, moet dit nie uitstel nie. Probeer so vinnig as moontlik dit regmaak. En dan God se vergifnis is onvoorwaardelik. Dis 'n groot woord. Weet een van julle wat dit beteken? Onvoorwaardelik. Onvoorwaardelik beteken, ek sê nie, gaan nie na iemand toe sê, ek sal jou vergewe as jy eers, en dan stel jy 'n paar voorwaardes. Jy wil hê die maatjie moet eers dit en dat en daai doen en dan sal jy hom vergewe. Dit is voorwaardes. God vergewe ons onvoorwaardelik. Hy sê ek vergewe jou. En jy wil nog sê maar Here, ek sal ophou. En hy sê ek vergewe jou. Here, maar ek vergewe jou. Daar's geen voorwaardes nie. So wil die Here hê moet ons ook vergewe. Ons moet nie eers wag vir mense om vir ons jammer te sê nie. Dis mos soms wat ons doen. Ek sal hom vergewe, maar hy moet eers jammer sê. Dis nie hoe God ons vergewe nie. Ons vergeef eerste. Dis wat onvoorwaardelik begin. En dan God se vergifnis, leer die Bybel vir ons, is ook volkome. As hy ons vergewe, dan vergewe hy ons heeltemal. Hy hou nie so klein bietjie terug wat hy sê, OK, ek vergewe hom 90% nie. Maar so 10% gaan ek nog so bietjie kwaad bly vir hom. As God jou vergewe, dan wis hy al daai sonde uit. Ons het nou gelees, hy dink nie eers weer daaraan nie. Hy vergeet dit. So dis wat die Here moet vra, dat ons moet vergewe en vergeet. Nou julle, ek is getroud met 'n tannie, Jenny, wat 'n geheue soos 'n olifant het. Sy lyk nie soos 'n olifant nie, net haar geheue, hoor, net asseblief. Is net haar geheue. Weet julle wat beteken om 'n geheue soos 'n olifant te hê? Weet julle wat dit beteken? Wie weet wat dit beteken? Ja? Sy kan baie goed onthou. Nou die dag weer, sê sy, Albertus Johannes Tennyson.
Sê julle ma en pa ook soms gebruik hulle lang name as hulle vir jou kwaad is. Frederik Willem Joubert. Adrian Gerharder Skoekemoer. Dis wat mamas en papas so kwaad raak. Albertus Johannes Tennyson. Jy het alweer een van jou vuil sokkies op die mat gelos. En ek sê van, maar ek is jammer. Sy sê nee, moenie vir my sê ek is jammer nie. Op 13 Julie 2009 om 3:00 die middag het jy daai selfde woorde vir my gesê. En toe weer 18 September 2019, 7:35 die aand, toe daai sokkie wat jou ma vir jou gekoop het by Woolworths wat op 'n special was vir R19.99, die groene met die blou strepe, het jy vir my gesê, ook ek is jammer, ek sal dit nie weer doen nie. En toe het ek gesê, dis reg, ek vergewe jou, maar nou kan ek nie. Dis net reg. Nee, ek maak 'n grappie, dit gebeur nie, hoor. Inteendeel, asseblief. En dis een van die geheime van om in vrede met mense saam te lewe, is om maklik te kan vergewe. En nou wil ek vir julle eers 'n bietjie spog en brek. Ek en Tannie Jenny Woensdag was ons 20 jaar getroud. Nee, julle moet nou sê, kom ons probeer weer. Ek en Tannie Jenny was Woensdag 20 jaar getroud. Sê. Moenie dink ek het nie gesien jy wat jou kop so skud uit jammerte vir my vrou nie, hoor? Ek het dit gesien. Nee, rede hoekom ons so lank getroud is omdat ons vergewe en vergeet maklik. Dit is die geluk, nie net in 'n huwelikie, maar ook om maats te wees en in vrede te leef, is jy moenie kwaad bly vir mekaar nie. Moenie fokus op die foute wat maak en doen hulle dit gereeld oor en oor. En ek het nou gesê my vrou vergewe my vir my vuil klere wat op die grond lê en sy doen. En ek is baie jammer, maar julle dit gebeur maar nog steeds. So nou en dan, ek bely. Ek vergeet maar soms om die goed in die wasgoed mandjie te gooi. Maar op die ouend vergewe ons mekaar en ons fokus op die goeie punte. En dis hoekom ek so graag wil hê Jasper moet ook na Ben toe gaan, want Jasper en Ben is goeie maatjies. Hulle moet mekaar vergewe en hulle moenie kwaad bly nie. En dit is wat baie keer gebeur, nou vergewe ons en dan doen daai persoon weer dieselfde ding. Dan sê jy, maar jy het laas gesê jy gaan dit nooit weer doen nie. Ek gaan jou nie hierdie keer vergewe. Nee, die Here vergewe ons keer en keer en keer. Ons moet bly vergewe. En dan kan ons in vrede met mekaar saamlewe. Daar is nog so een laaste stap. En ek wil nie meer eindig. As jy nou gesê het vir die persoon, ek vergewe jou, en jy het nou vrede gemaak, en jy is nou nie meer kwaad vir mekaar nie. Dis baie mooi en goed. Maar is uiteindelik ook maar net woorde. Nou is nog 'n woordjie wat ons in die Bybel van lees, en dis die woordjie versoening. Spreuke 16 vers 6 staan daar, liefde en trou bring versoening, waar daar verkeerd gehandel is. Kwaad word vir my deur die Here te dien. En dan Kolossense 5 vers 18, wat sê, dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Nou versoening is om te sê, as ek jou vergewe, of as ek sê ek is jammer, dat ek iets gaan doen om dit te bewys, om dit waar te maak. In Jasper en Ben se geval, as Jasper vir Ben vergewe het, as hy na Ben toe gaan en hy sê, kyk hoe lekker hulle partytjie daarso. Hy en sy pelle, hy's almal sy Duits. Sien julle op die bord? Al Jasper se Duits vir die Valentyn sokkie. As jy 'n versoening het, dan sou Jasper na Ben toe gegaan en sê, Ben, jy het my seer gemaak. Jy is aan my vriend. Jy moes nie vir Saartjie daar gevra het of sy met jou sal uitgaan nie, maar ek vergewe jou. En weet jy wat? Vrydag aand na die sokkie, kom slaap jy nie by my oor nie, dan kuier ons 'n bietjie saam. Nooi om by jou te kom kuier. Dan is dit versoening. Dan wys jy vir hierdie persoon, ek is nie meer kwaad nie. Dieselfde soms as ons jammer sê,
Is goed om jammer te sê, maar dit is goed om ook ietsie te doen om te wys jy is regtig waar jammer. So versoening is eintlik maar net om iets te doen om vrede te maak. Verstaan julle die woordjie versoening? Right, so kom ons probeer, as ons kwaad is vir iemand, of ons moet gaan jammer sê, om ook versoening te laat plaasvind, deur vrede te maak, ietsie te doen. En dit kan wees soms net om vir iemand 'n drukkie te gee, of dalk vir iemand 'n briefie te skryf om te sê ek is jammer, of 'n geskenkie te koop. Daar's verskillende maniere hoe ons dit kan doen. En dis dit, maats, die Here wil hê ons moet gelukkig wees. En die Here weet die manier hoe ons gelukkig gaan wees is om nie met kwaad in ons harte deur die lewe te gaan nie. So vergewe en vergeet. Moenie weer die ou sondes ophaal nie en wees vry. OK, gaan julle dit onthou? Kom ons maak die oogies toe. Here Jesus, U weet, dit is soms vir ons baie moeilik om te vergewe. Here, want soms maak mense ons baie seer en baie kwaad. Soms so seer dat dit amper voel ons kan nie vergewe nie. Here, maar U kom leer vir ons dat vergifnis is altyd moontlik en U help vir ons. U gee vir ons die krag en die moed om te vergewe. Ek wil vanoggend vra, as hier kinders sit of groot mense wat sukkel om iemand te vergewe. Ag Here, help vir hulle, asseblief Here Jesus. Geef hulle vrede in hulle harte, in rustigheid, dat hulle U liefde en U genade eers in hulle eie lewe kan ervaar en vanuit dit die ander persoon volkome kan vergewe en vryspreek. Ja Here, ons kan dit nie doen sonder U nie, help ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.